Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 13de Oktober 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê, Orania, president Paul Kruger se beeld staan nou hier. Nuushooftrekke vir vandag. Betogings by Fort Hare Universiteit was misdaad, volgens die minister. Orania, president Paul Kruger kry sy standplek. SANW poste vir 15 jaar nog steeds nie gevul nie. Duisende Palestynë keer terug na wonings as gevolg van skietstilstand in Gaza. Haie verloor teen Leinster in hulle derde VRK wedstryd. SA golfspan wen trofee in Singapore golftoernooi. 'n Geskiedkundige gebeurtenis het die naweek op die 200ste herdenking van die geboorte van president Paul Kruger afgespeel toe 'n bronsbeeld van die eertydste staatsman van die Suid-Afrikaanse Republiek amptelik op Orania onthul is. Meer as 2000 mense het Vrydag in die feestelikheid gedeel om Kruger die persoon wat die Afrikaner se strewe na vryheid waarskynlik die kragtigste verteenwoordig by sy nuwe tuiste verwelkom het, so sê die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniging, die FAK, in 'n verklaring. Die Kruger standbeeld is 'n ewebeeld van die een op Kerkplein in Pretoria en weeg 1,5 ton met sy voetstuk bygereken, droom die standbeeld 10 meter oor die Orania stadsplein uit. Rian Jacobs, voorsitter van Orania se verteenwoordigende raad, het die beeld namens die gemeenskap in ontvangs geneem. Vir Jacobs en die Orania gemeenskap is die monument 'n baking van toekomshoop en verantwoordelikheid, maar ook 'n verklaring dat ons hier is en ons Afrikanerskap leef. Sprekers het onder meer gesê, die monument is net soos Kruger sy lewe geleef het, 'n vergestalting van Afrikaner vryheid. Simboliese stene is verkoop om die kostes van die monument te dra. Die naam van elkeen wat 'n simboliese steen gekoop het, word op die monument vir ewig vir geslagte wat sal volg. Dr. Johan Strydom, voorsitter van die Oranje beweging, het die ingesamelde bedrag aan die Stadsboufonds oorhandig. Vir die Oranje beweging is die trek van die Kruger monument na Oranje simbolies baie belangrik gewees. Eerstens vir die feit dat oom Paul weer tussen sy mense staan en tweedens dat die Oranje ondersteuners en medewerkers het moontlik gemaak het om die monument op te rig. Die projek is vanuit die mense, die volk en almal wat bygedra het. Hartlik welkom aan oom Paul en welkom aan elke persoon wat vandag ook in hulle harte 'n Oranier is, het Joos Strydom, uitvoerende hoof van Oranje beweging, aan al die mense bekend gemaak. Die onlanglike vraag van verwoesting en geweld by die Fort Hare Universiteit in die Oos-Kaap was nie betogings nie, maar misdadigheid, soos die Boetie Manamela, minister van Hoër Onderwys en Opleiding. Wat by Fort Hare gebeur het, is nie uit protes nie, dis 'n misdadige geleentheid gewees. Dit verwoes geleenthede, ondermyn vertroue en benadeel die drome van duisende jong mense wat na onderwys kyk as hulle enigste kans op 'n beter lewe. Die universiteit is die afgelope week deur 4 studenteprosesse getref wat oor studente beskryf word as 'n wanfunksionele bestuurstelsel. Die studente bevraagteken ook professor Sakela Botlungu, fisiekanselier se vermoë om die Oos-Kaapse instelling te lei en beskuldig hom daarvan dat hy by wanbestuur betrokke is. Studente eis nou sy bedanking. Daar was gerugte dat die universiteitsraad Botlungu se kontrak verleng het, maar die universiteit het hierdie berigte ten sterkste ontken. Die punt is dat die universiteitsraad fisiekanseliers aanstel en hulle is diegene wat op die kommer van belanghebbendes moet reageer, het Manamela gesê. Hy het ook gesê hy het aan die raadsvoorsitter geskryf en aangespoor om die kommer en omstredenheid oor die fisiekanselier en bestuurskwessies op die kampus te oorweeg. Oor Botlungu se toekoms het Manamela gesê, die toekoms van die fisiekanselier hang af van die universiteitsraad. Ek het hulle gevra om op spesifieke kwessies en beweringe te reageer en hulle het dit wel gedoen. Ek hersien hulle antwoorde en sal later van dese week 'n meer omvattende reaksie hieromtrent gee, het hy gesê. Kritieke poste in die Departement van Verdediging is al meer as 15 jaar vakant, terwyl die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, die SANW, volgens die LP's, besig is om in duie te stort. Poste wat ook nog nie gevul is nie, is die finansiële hoofbeampte sedert 1 Februarie 2023 en hoof van regsdienste sedert 2010. Chris Hatting, die DA se woordvoerder oor verdediging en militêre veterane, het sy kommer uitgespreek dat die departement in die weermag sloer met die aanstellings en dat hulle nie oor die nodige toerusting beskik nie. Volgens hom is daar nie 'n dringendheid om die uitdagings te pak nie en daar is nie sperdatums teen wanneer die poste gevul sal word nie. Die SANW bly vasgevang in verouderde strategieë wat nie aangepas is by Suid-Afrika se huidige finansiële realiteite nie
Hierdie is die reis na Grootsuid, is 'n reis in 'n voertuig sonder wiele. Hulle het nie geld om die wiele aan te koop as gesê. Luitenant-generaal Mlungisa Sitsongaye, hoof van personeel, sê die departement onderneem om jaarlikse opvolgbeplanning te hê en om vakatures van senior militêre amptenare 12 maande vooruit te vul. Angie Motshekga, minister van verdediging en militêre veterane, sê hulle hoop om mense in die belangrike poste wel aan te stel. Soms is dit buite ons beheer, het sy gesê. Die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu, eis 'n waarborg van generaal Fanny Masemola, nasionale polisiekommissaris, dat hy en die polisie hulle veldtog van laster en intimidasie teen hom sal staak. Mchunu is deur sy prokureurs ook meer duidelikheid van polisie versoek oor 'n lasbrief en beslagleggingsbevel wat teen hom uitgereik is. Polisiebeamptes het verlede week klopjagte op Sibiya en Kabine se wonings gedoen. Hulle kon nie toegang tot Mchunu se woning kry nie. Die drie is sentrale figure in die aantuigings van luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, wat hulle by beweerde polisiekorrupsie betrek het. Die aantuigings het gelei tot die Madlanga-kommissie wat misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die polisie en in die strafregstelsel tans ondersoek. Intussen verskyn Sibiya vandag voor die parlementêre ad hoc komitee. Mchunu en 'n kabinet het ook gesê hulle is bereid om voor die Madlanga-kommissie en die parlementêre ad hoc komitee verskyn om hulle weergawes weer te gee. Hulle ontken egter alle aantuigings wat teen hulle gemaak word. President Cyril Ramaphosa hou vol dat hy geen verhouding met die vermeende korrupsiesakeman Angani Morgan Maumela het nie. 'n Video wat in 2023 deur die bekende platejoggie Thabo Molefe geneem is Vrydag wyd versprei, waar Ramaphosa buite Maumela se spogwoning. Ramaphosa was in die verlede met Maumela se tannie getroud gewees. Dit is wel bekend dat president Ramaphosa lief daarvoor is om te stap en hy doen dit wanneer hy tyd kry. Hy het op hierdie dag vir Sibiya op een van sy stapsessies genooi. Maumela se spogwoning is donderdag in die kolle geplaas toe die spesiale ondersoekeenheid, die SOE, op sy bates beslag gelê het. Die eenheid het toe op verskeie kunswerke beslag gelê, asook luukse voertuie, waaronder 3 Lamborghinis. Die koerante was Vrydag weer by die huis waar 2 vragmotors gestaan en wag het. Die vragmotors het egter voor middagete vertrek en daar is op geen ander bates beslag gelê nie. Verskeie van die bure het Vrydag met die media gepraat en gesê die swaar gewapende mans pas gewoonlik Maumela se eiendom op. 'n 46-jarige man is die naweek deur die Nelson Mandela Metropolisie in Kibera in hegtenis geneem nadat beamptes dwelms in sy besit gevind het en hy probeer het om die polisiebeamptes ook om te koop. Hy is vasgetrek waar hy in 'n nabygeleë winkel probeer wegkruip het. Tydens 'n deursoeking van die man het die lede van die Metropolisie 4 pakkies stuk en 4 pakkies van die dwelmket gevind. Die man is in hegtenis geneem op aanklagte van die besit van dwelms. Lydens verklaring van die Nelson Mandela munisipaliteit het die verdagte terwyl hy in die Houmo polisiekantoor was, groot R200 aan beamptes aangebied in ruil vir sy vrylating. Dit het 'n bykomende klag van omkopery teen hom tot gevolg gehad. Duisende ontheemde Palestynë het Vrydag deur die woestynagtige landskappe van die Gaza-strook getrek om terug te keer na die puin van hulle huise nadat 'n wapenstilstand in werking getree het en die Israeliese magte onder die eerste fase van 'n ooreenkoms vir 'n skietstilstand begin terugtrek het. Selfs terwyl die inwoners op pad huis toe was, heers vra oor die wapenstilstand en die gijslaars gevangene uit 'n ooreenkoms tussen Israel en Hamas. Dit sal die eerste toespraak deur die Amerikaanse president wees sedert oud-president George W. Bush. Trump het ook gesê hy beplan om Egipte besoek en dat ander wêreldleiers na verwagting teenwoordig sal wees. Die volgende fase van Trump se plan vereis dat internasionale liggaam, die Raad van Vrede, 'n rol in die Gaza-strook se naoorlogse administrasie sal moet speel. Trump sal die proses lei saam met die voormalige Britse premier Tony Blair. Honderde vragmotors per dag sal na verwagting die gebied binnery met voedsel en mediese hulp. Die Israeliese militêre woordvoerder, generaal Duffin, het inwoners van die Gaza-strook aangespoor om gebiede onder Israel se militêre beheer te vermy. Hy hou by die ooreenkoms en verseker die veiligheid, het hy gesê. Die Raad van Gesondheidsfinansierders, die BIF, gaan aan appel af moet verduidelik hoekom hy wil appeleer teen 'n uitspraak oor laagkoste opsies vir mediese fondse. Die appel van Bloemfontein het die aansoek op verlof tot appel vir mondelinge betoog verwys. Spertye wat kragtens hofreëls gestel word, beteken dat die aansoek sal eers volgende jaar aangehoor kan word. Laagkoste opsies is 'n doel om die goedkoper lidmaatskap aan mediese fonds moontlik te maak, omdat hulle nie die duur voorgeskrewe voordele hoef te dek nie. Die BAF glo dis 'n praktiese en onmiddellike manier om toegang tot die private gesondheidssektor aan miljoene mense te gee, wat dit tans nie kan bekostig om aan 'n mediese fonds te behoort nie.
BAF sê hy het nie 'n ander keuse gehad as om die hof te nader na 8 jaar wat die RMS sy voete gesleep het. Die nuwe Raad vir Algemeen erkende rekeningpraktyke vir maatskaplike voordele sal hopelik teen Maart volgende jaar afgehandel wees. 'n Uitgerekte hofstryd het die afgelope paar jaar tussen die kantoor van die ouditeur-generaal en die POF gewoed nadat die POF die rapporteringsraamwerk van sy geldsake in die 2021 boekjaar op 'n omstrede manier gewysig het. Die POF was reeds 3 keer onsuksesvol in regstappe hieroor. Die hof het verlede jaar bevind, die POF het nie die reg om sy rekenkundige standaard te verander nie, omdat dit nie alleen reg van die ASB is. Leinster verdedigende kampioen het die Haie Saterdag aand in Dublin op 'n drafstap met 31 punte teenoor 5 verslaan, om na 3 probeerslae sy eerste oorwinning in die seisoen se VRK te behaal. Leinster het met 5 van hulle Britse en Ierse leeu's terug in die span van meet af kwaai druk op die Haie toegepas. Die Ire het in 'n kwessie van 15 minute 3 vinnige verspotmaklike drie gedruk en na minder as 'n halfuur met 21 teenoor 0 voorgeloop. Hooker het in die 30ste minuut van 'n lang aangee van Harry Bowen op die middenlyn onderskep, Robbie Henshaw ontduik en oorgenoeg vaart gehad om die dekverdediging te klop en vir die Haie se eerste en enigste 3 oor te duik. Leinster het met rustyd 21 teenoor 5 punte voorgeloop. 9 minute nadat die spel hervat is, het Max Deegan, Leinster se 8ste man, na nogmaals volgehoue druk oorgewaald vir sy span se bonus 3. Ander uitslae van die VRK lyk so: Munster het 20 teen Edinburgh se 19, Scarlets het 0 en die Stormers 34 punte. Ospreys het 24, Zebre 0, Benetton 41 en die Leeu's 15 punte. Glasgow Warriors 49 teen die Dragons se 0 punte. Leinster het 31 teen die Sharks se 5 punte. Cardiff Rugby het 14 teen Connacht se 8 punte. Ulster het 28 aangeteken teen die Blou Bulle se 7 punte. Die VRK ranglys lyk so: in die eerste plek is die Stormers op 14 punte, gevolg in die tweede plek deur Munster ook op 14, in die derde plek is die Glasgow Warriors op 11 punte, vierde plek Cardiff Rugby ook op 11 punte, in die vyfde plek is Ulster op 10, in die sesde plek is die Bulls op 10 punte, in die sewende plek is Benetton met 9 punte, gevolg in die 8ste plek deur Zebre op 9 punte, in die 9de plek is Connacht op 6 punte, in die 10de plek is Leinster ook op 6 punte, in die 11de plek is die Ospreys met 5 punte, gevolg in die 12de plek deur Edinburgh met 3 punte, in die 13de plek is die Sharks op 2 punte, in die 14de plek is die Dragons ook op 2 punte, die Lions is in die 15de plek met 1 punt, in die laaste plek is die Scarlets op 0 punte. Die dag van cricket het aan die tuisspan die Pakistan behoort, wat sy eerste beurt op 'n stewige 313 vir 5 sal voortsit. Suid-Afrika kon nie voortbou op die greep wat hy kort na teepauze na mini-ineenstorting gehad het nie. Die 3 verbarrowde vangskote, waarvan somme weliswaar uitdagend, het Suid-Afrika ook kwaai gefrustreer. Die snelbouler Kagiso Rabada het 1 vir 23 geneem, sy paaltjie het die derde bal van die wedstryd, was die enigste paaltjie in die oggendskof. Pakistan het 107 vir 1 met middagete gehad, nadat sy kaptein Masood besluit het om eerste te kof toe hy die lood gewen het. Masood het op 61 oorleef, toe Tony de Zorzi op vlakby sy linkerhand nie by die bal kon kry nie. Die Suid-Afrikaanse trio van Christian Maas, Daniel Bennett en Shal Barnard het Saterdag golfgeskiedenis in Singapore gemaak, toe hulle die Eisenhower trofee in die Tanah baan met 8 houe gewen het. Maas was briljant aan die spits van sy landse aanslag met 'n voortreffelike rondes van 66, 66, 65 en 69 vir toernooitelling van 266 houe, minus 22 houe, beter as baansyfer. Suid-Afrika het die toernooi op 'n drafstap gewen en het op 29 houe beter as baansyfer geëindig. Australië was tweede op 21 houe onder baansyfer en Engeland op minus 19 in die derde plek. Die seëge is vir Suid-Afrika en vir elke afrigter spanmaat en junior wat hoop om eendag ook op hierdie vlak te speel, het Maas aan die Golf RSA gesê. Ryan Palele het gister in sy debuut in die Boxer Superrun wedloop oor 5 km in Durban die vinnigste tyd deur 'n Suid-Afrikaner in Afrika aangeteken. Sy wentyd van 13 minute 37 sekondes is ook 'n nuwe roete rekord in die wedloop. Glenrose Kaba het die vroue wedloop in 15 minute en 27 sekondes gewen. 'n Rekordgetal van 5000 deelnemers het vanaf Lagoonweg na Blue Lagoon Park gehardloop. Kabelo Malautsi het 2 sekondes na Mapalele geëindig met Elroy Galland met 13 minute 42 sekondes in die derde plek.
Gretchen Wells het Saterdag haar eie kortpad wêreldrekord in die 50 meter vlinderslag verpletter met 'n oorwinning van 23.72 sekondes by die wêreldbeker byeenkoms in Carmel, Indiana in die VSA. Shaheen Casas het 'n Amerikaanse rekord van 1 minuut 49.43 sekondes opgestel om die Franse superster Leon Marchand vir die oorwinning in die man se 200 meter individuele wisselslag te wen. Casas wat saam met Marchand onder die afrigter van Bob Bowman in Texas oefen, het die hele pad voorgeloop en 'n kragtige eindpoging van Marchand, die Olimpiese kampioen, afgeweer. Die Olimpiese kanoevaders Annie Burkett en Helmis Lovemore het Saterdag die tweedaagse Visrivier kanoe marathon in die Oos-Kaap nalskrap gewen. Hulle tyd van 2 ure, 45 minute en 55 sekondes op die tweede dag was dieselfde as die van Greg Lowe, Matthew Finn die naaswenners, maar met hulle wentyd van 1 uur 56.56, hulle met die algehele beste tyd van 4 ure, 42 minute, 52 sekondes gespog. Clinton Cook en Jeremy Candy het in die derde algehele posisie klaargemaak. Die byeenkoms het oor afstand van 81 km beslis is in Craddock geëindig, het ook gedien as die SA K2 kampioenskaps byeenkoms. Die afdeling vir vroue is gewen deur die voormalige Olimpiese bronsmedaljewenner Bridget Hartley en haar spanmaat Hilary Brass in 'n tyd van 3 ure, 20 minute, 59 sekondes. Die Aussies het die derde kragmeting in Adelaide met 65-42 gewen en het met 3-0 skoonskip gemaak in die netbalreeks. Suid-Afrika die wedstryd met sy sterkste span begin. Terwyl die Proteas weer stadig was om voete te vind, het die Aussies die versneller vinniger ingetrap en met 20-11 voorgeloop. In die tweede kwart het Ewetu Ngubane vir Kamogelo Maseko op hulpdoel vervang en die 23-jarige Oos-Kaapenaar Juanita van Tonner het op hoofdoelverdediger haar SA debuut gemaak. Ronel Strootker het eers in die derde kwart haar eerste kans op die doel gekry en Refilio Nketsa het Shadien van der Merwe op verdedigende vleuel vervang. Strootker en Ngubane het pyk gekombineer, maar so ook Strootker saam met Elmedi van 'n berg op hulpdoel. Uit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt het Visser uitgeblink en in al 3 haar toetse haar hart uitgespeel. Gister was slegs haar 11de toets vir die Proteas. In teenstelling met die Suid-Afrikaners wat op die kruin van die golf is, na skitterende seges oor Nieu-Seeland en Indië, nadat in hulle eerste wedstryd teen Engeland vasgeval het, kom Bangladesh nog net een van hulle 3 wedstryde in vanjaar se wêreldbeker toernooi wen. Laura Wolfhard, die Proteas kaptein, weet uit ervaring dat Maroufa Akhter, 'n naadbouler, nie onderskat kan word nie. In vanjaar se wêreldbeker spog Maroufa sover met 5 paltjies agter haar naam. 'n Sege oor Bangladesh kan die Proteas in 'n nog beter posisie plaas om vir die wêreldbeker halfeindstryde te kwalifiseer. Tumi Sekhukhune, naadbouler van die Proteas, het gister op 'n media-konferensie gesê hulle verwag 'n moeilike wedstryd vandag. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You, jy kan vir Diana op Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sê jy voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 22-36, Polokwane 17-30, Lephalale 20-36, Mbombela 17-32, Mahikeng 18-34, Pretoria 18-34, Johannesburg 18-30, Ermelo 12-28, Galagari 19-36, Gaborone 20-36, Richards Bay 18-30, Pietermaritzburg 15-29, Durban 18-25, Port St. John's 17-24, Pongola 19-33, Maputo 20-30, Bethlehem 11-28, Bloemfontein 15-32, Alawal Noord 14-30, Welkom 16-33, Vryburg 16-35, Kimberley 17-34, Appington 20-34, Prieska 19-33, Springbok 9-24, Karasburg 14-32, Keetmanshoop 18-33, Mariental 17-33, Alexanderbaai 14-18, Brandvlei 13-32, Loederitsbaai 14-21, Vredendal 13-24, Kaapstad 16-23, Sutherland 9-25, George 15-24, Jeffreys Bay 16-28, De Barra 16-30, Graaff-Reinet 14-31, Kaaphoekgelas 15-22, De Aar 16-31, Molteno 10-26, Beaufort West 14-34 en laastens Oos-London 15 en 28 grade Celsius. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.52
teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.35. Die euro verhandel teen R20.38. 'n pond kos R23.36. Die yen se prys is 12 sent. Silwer se prys is $50, 5 Amerikaanse sent. Platinum se prys is $1,595. Palladium kos $1,433. Goud se prys is $4,016 per fyn ons. Brent olie per vat is $62.83 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: 3 belangrike dinge vir vandag. Wees sterk, wees aangenaam, wees waardig. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.